gou 'n bietjie meer kyk na triegvrae. So die vorige video het ek kyk na 'n hele paar vrae en nou gaan ons dieselfde doen. So pause net gou, neem screenshots, doen die vrae eers op jou eie en dan kyk jy die video, merk hom saam met my en kyk waar dit verkeerd gaan sodat jy daai foute kan regstel. Alright, ek gaan tot en met vraag 4. Okay. So kom ons begin met nommer 1. Hulle sê, as A gelyk is aan 37 grade en B gelyk is aan 127 grade, bepaal die waarde van. Met ander woorde, hulle gee vir jou A, hulle gee vir jou B. So daar waar jy A en B het, vervang jy nou obviously die waardes in. So die eerste een is, sin A mal kos B, beteken in A se plek gaan ek nou die 37 in vervang, en in B se plek vervang ek die 127 in. Right, en skryf dit vir jouself neer. So sin 37 grade mal met kos van 127 grade. Right, dan gaan ons op ons sakrekenaar, stik dit in. Right, so sin 37 mal kos 127, onthou my hakies te sluit, is gelyk aan, en dit gee dan vir jou minus 0,36. Onthou net om altyd ook hierso te kyk, wat moet jy afrond? Soos 2 desimale, 3 desimale. As hulle niks sê, is altyd 2 desimale, maar lees dit jou vraag mooi, sodat jy nie onnodig punte verloor het. Okay, so die eerste ene gee dan vir ons minus 0,36. Right, ons volgende vraag is sec 2a. Nou die eerste probleem wat jy hier moet raak sien is die feit dat ons nou met sec werk. Sec is nie 'n knop op my sakrekenaar hê. So die maklike manier om dit te onthou, waar kan ek dit skryf? Sommer net hier. Is, baie keer praat ek net van tatas, en dan draai hom om, en dit is dan nou jou 6 triegverhoudings. So die eerste een teenoorstand op skuins weet ons is sin, aangrensend op sy skuins weet ons is kos, teenoorstand op aangrensend is tan. Right, en dan draai hy om. Nou sien ek is nie meer T op A nie, nou is dit A op T. Met ander woorde, die omgekeerde van tan is dan kod. Die omgekeerde van A op S op A, is dan sec. En dan die laaste een is skuins op teenoorstand is dan cosec. So met ander woorde, wie is die omgekeerde van sec, sec en cos is chommies. Alright, so ek kan hierdie dan gaan verander vir myself na, alright, 1 op cos 2a. Nou right, so jy moet jou resiproke vir mekaar ook ken. So, dit is cos 2a, met ander woorde ek moet a in vervang, en die waarde van a was 37 grade. So met ander woorde, ek kry nou 1 op cos 2 en in a se plek vervang jy jou 37. Right, so kom ons gaan op ons sakrekenaar en ons stik dit in. So dit gaan wees 1 op cos, outomaties geef jy die hakie, dis fine, jy sit jou 2 daar, dan maak jy net nog 'n hakie vir jou 37, sluit al 2 hakies, dan kry jy 3,627, wat as ek het afrond vir my 3,63 gee. So in ander woorde, die gaan wees 3,63. Right, laaste enetjie, tan kwadraat b op 3, so onthou, nou gaan ons in b se plek in vervang, so ons b waarde het ons gesê, is 127 grade, so met ander woorde, hier is nou eintlik tan 127 grade, en onthou op jou sakrekenaar gaan jy nooit die kwadraat daar kan kry nie. So jy gaan nou tan 127 intik, en dan sit jy jou kwadraat daar op 3. Okay, so kom ons gaan tik hom in. Okay, so my breek, so dis tan 127, sluit jou hakie kwadraat op 3. En dit gee dan vir my 0,587 wat ek kan afrond na 0,59. Right, net gou 'n side note hierso. Onthou, tan kwadraat b op 3 is dieselfde ding as 1 op 3 tan kwadraat b. Right, so onthou die noemer, daar is altyd 'n teller ook. So jy kan
hom ook gaan skryf as 1/3 in plaas van tan kwadraat op B. Ok, dis dieselfde ding. Net vir die wat sukkel met die breekknoppies op die sakrekenaars. Ok, so dit is net maklike sakrekenaarwerk. Alright, dan die volgende ene, bepaal die waarde van x, met ander woorde bepaal die waarde van x, los op vir x. Alright, en ons weet dit beteken kry vir x alleen. So in ons eerste vraag het ons vir 3 tan x gelyk aan 2,736. Nou sal ons vir x alleen kry, so ek moet alles oorvat. Eerste ding wat ek oorvat is die 3, so ek deel al twee kante deur 3, beteken daar gaan dit uitkanseleer, so ek bly net oor met tan x, en aan hierdie kant het ek 2,736 gedeel deur 3, so kom ons doen dit net gou, 2,7, nou kan ek jou nou nie, 2,736 gedeel deur 3 en dit gee dan vir 0,92. Alright, so dis dan 0,912. 0,912. Alright, dan wil jy nog steeds vir x alleen kry, so wat doen ek met die tan? Ek vat die tan oor, en onthou, sodra die tan oor die is gelyk aan gaan word hy die inverse. So met ander woorde, het word nou eintlik shift tan. So as ek dit skryf, gaan ek nou sê x is gelyk aan tan minus 1 van 0,912. Alright, so kom ons werk dit nou uit. So om die tan minus 1 te kry, moet ek sê shift tan, en dan is dit 0,192, en dit gee dan vir my, wat sluit jaakie, 10,868, wat dieselfde is 10,87. Wel, maar ek het weer daarin verkeerd ingetik. Dis 912. Ok, so dit gee vir jou 42,36. 42,36 grade. Ok, x is uit. X is op sy eie, so net vir x opgelos, en maak seker die antwoord van x lê altyd tussen 0 en 90 grade. Ok, kan die kleiner wees as 0 nie, kan die groter as 90 grade wees nie. Alright, nommer 2.2. 3 sin hakie 3x minus 60, hakie is gelyk aan 0,531. Alright, jy kan nie daai hakie breek nie. So daai hele hakie moet ek eers alleen kry. So wat is die eerste wat ek moet oorvat? Obviously weer my 3. So ons deel al twee kante deur 3. So daai kant gaan die 3's uitkanseleer, so jy bly oor met sin hakie 3x minus 60 gelyk aan 0,531 gedeel deur 3. So 0,513 gedeel deur 3 gee vir jou 0,171. 0,171. Volgende, ek kan nog steeds nie my hakie breek nie, want voor hom is daar nog 'n sin. So die volgende ding wat ek oorvat is my sin, en wat doen my sin as hy oorgaan? Hy word shift sin. Met ander woorde, 3x minus 60 is gelyk aan shift sin van 0,71, so sin minus 1 van 0,171, en dan gaan werk ons dit uit. Alright, so shift sin, ek gaan so my answer button gebruik, en dit gaan dan vir jou 9,845, want jy kan nie afrond in die middel van 'n sommie, so skryf hom van nou eers as 3x minus 60, gelyk aan 9,845, maar op jou sakrekenaar moet jy nog steeds die volle antwoord hou. Alright, en nou kan jy begin om vir x alleen te kry, so as ek vir x alleen wil kry, wat is die volgende ding wat ek oorvat? Ek vat die 60 oor, dit word plus 60 grade, met ander woorde op my sakrekenaar gaan ek nou sê 3x is gelyk aan answer plus 60. Kyk, ons nou klaar daai antwoord gesave, so ek gaan nou sê antwoord plus 60 grade, dit gaan af my 69,845. Alright, met al sy baie desimales, en dan die laaste stap, as ek nou vir x alleen wil kry, is ek moet al twee kante gaan deel met 3. Alright, so selfde ding, vat my answer button, unless jy al die desimales kan neerskryf en weer gaan intik, en dan sê ek answer, gedeel deur 3, en dit gee dan vir my 23,281, wat ek kan afrond na 23,28 grade.
X is alleen, met ander woorde, daar is my antwoord. Alright. Nommer 2.3, gee vir my sin X op 3 is gelyk aan tan 37. Nou obviously, jy wil vir X alleen kry, maar aan my regterkant het ek tan 37. Alright, so ek moet net eers weet wat is tan 37. Okay, so ek gaan net eers op my sakrekenaar gaan, en dan gaan uitwerk, alright, wat is tan 37? Okay, het geef my 0,753554. Selfde ding, so ek het sin X, sorry, het kom net gees op, rechts sit weer, okay, so ek het sin X op 3, gelyk aan tan 37, het ons nou gesien is 0,753 ensovoorts. Okay, onthou, jou desimaal is. Nou as jy vir X wil begin alleen kry, wat is die eerste ding wat ek oorvat? Eerste ding wat ek ontslaaf van word raak is hierdie 3. So wat gaan die 3 doen as ek hom oorvat? Dit gaan word mol 3. Alright, so as ek hom oorvat en ek gaan mol met 3, dan bly ek met sin X is gelyk aan, weer eens, om al die desimale te hou, gebruik ek my answer button, en ek sê mol 3, wat dan vir my gee 2,260 ensovoorts, so 2,260 ensovoorts, en nou laastens as jy die X alleen soek, met jy die sin oorvat, so het word dan shift sin, so ek het aan die linkerkant blyk oor met X, regterkant het ek net sin minus 1, van 2,260 ensovoorts, en dan werk ek het nou net uit op my sakrekenaar, so ek gaan sê, shift sin, sit my answer button in, mok die hakie toe, en dit gee dan vir my, hy van net gauw oomlik om te proses, orde, ok, die enetjie werk nie uit nie, ok, so ek gaan vir jou sê math error, en die rede daarvoor is, omdat daai groter is as 0, ok, so as dit gebeur dat hy vir jou sê math error, kans is baie min, maar ek kan nie amper garantie, het gaan nie net iets gebeur nie, maar omdat ek hier nou net opgestel het, en nooit eindelijk met my uitgewerk het nie, het het nou geglip, die fout hier ingeglip, maar as dit gebeur, dan kan jy net sê, dit is nie reëel, of daar is geen oplossing nie. Ok, maar die kans dat so iets gaan gebeur in jou vraestel is bitter klein. Alright, alrede hoekom het gebeur, is van 2,260 is groter as 0. Wat beteken, hy gaan nie vir my hoek kan gee nie. Alright, maar verder, wat belangrik is wat ek vir God nie sien nie, is wanneer hulle vir jou aan die regterkant die identiteit gee, die triegverhouding, soos tan 37, moet jy tan 37 gaan uitwerk, sodat hy getal word, en dan kan jy verder met hom werk. Alright, dit was die belangrikste deel wat ek vir God nie moes daar sien. Ok, laaste ene, 2.4, kort hakie x plus 40 is gelyk aan 1,2, kom ons op die enetjie werk uit. Alright, so my eerste probleem is die verder dit kort is. Alright, nou ons weet ons kan nie met kot werk nie, so ek gaan terug na hierdie toe, en nou wil ek werk met kot. Alright, so ons weet kot is aangrensend op tan, so wat is sy maatjie gewees? Aangrensend op teenoorstand, so sy maatjie is dan teenoorstand op aangrensend, met ander woorde dit is tan. So ek gaan hierdie hele ding verander na 1 op tan van x plus 40, is gelyk aan 1,2. Nou, jy kan nie werk met tan x plus 40 onder die breekie. So wat beteken dit? Dit beteken ek moet hierdie breek in die linkerkant omruil. Alright. So met ander woorde, dit gaan dan word tan x plus 40 op 1. Maar wat ek aan die linkerkant doen, moet ek aan die regterkant ook doen. So hierdie kant moet ek hom ook omruil. So waarop staan daar 1,2? Hy staan op 'n 1. So as ek hom nou omruil, dan word dit 1 op 1,2. Alright, so sien jy omdat die tan aan die linkerkant onder die breek was, moet ek die breek omflip sodat hy bo kom. Wat beteken aan die regterkant moet ek ook my breek omflip. Alright, so met ander woorde nou het ek tan van x plus 40 gelyk aan 1 op 1,2, so kom ons gewerk gesommer dit uit. So 1 op 1,2, gee dan vir my 5 op 6 of 0,8333 ensovoorts. 0,8333. Ek
verkies maar desimalis en dan gebruik ek net my answer button, maar jy kan hom skryf as 'n breek, dis nie verkeerd nie. Okay, so nou, selfde ding, ek moet nou vir x alleen kry, maar ek kan nie vir x alleen kry terwyl hy nog in 'n hakkie sit nie. So die eerste ding wat ek moet oorvat, is my tan. So as tan oorgaan, word dit nou obviously shift tan. So met ander woorde, ek gaan hê x plus 40 is gelyk aan tan minus 1, so shift tan van 0,8333 ensovoorts. Alright, beteken ek gaan aan die linkerkant oorbly met x plus 40, en dan kom ons werk uit wat gee raai vir my, so ek gaan nou insit shift tan, my answer, wat 5 op 6 was, of 0,833, en dit gee dan vir my 39,805, so 39,805, ensovoorts, moet nie jou desimale vergeet nie, en nou, as ek vir x alleen wil kry, vat ek daai 40 oor, en wat gaan daai 40 doen? Hy gaan minus, alright, dit gaan word minus 40, so dan is x gelyk aan answer, so dan 39 met al sy desimales, minus 40, wat dan vir my gee minus 0,19. Minus 0,19. Okay, nou as jy terug gaan na die begin toe, jy moes gesien ons sê x moet lê tussen 0 en 90. So as dit gebeur, weens die kans dat dit gebeur is amper nooit, kan jy net sê, daar is geen oplossing nie, want die antwoord wat ek gekry het, is kleiner as 0. Alright, maar soos ek sê, in 'n graad 10 vraestel, werk ons nog nie met hierdie meer complicated goed nie, so joune is veronderstel om elke keer te eindig met dit wat ek vir jou gee. So 'n antwoord wat tussen 0 en 90 grade lê. Alright, maar belangrik is, verstaan jy die stappe, hoe gaan jy van die een ding oor na die volgende een toe? Okay, vraag 3, ek gee hulle nou vir my hierdie skets, en hulle wil hê ek moet vir tan theta en vir sin theta op cos theta gebruik. Okay, so onthou, die oomblik as hulle vir jou 'n skets gee met 'n y en 'n x af, beteken dit, jy moet jou y, jou x en jou r waardes gebruik. Alright, dit is die kern. Ek moet my y, my x en my r gebruik. Okay, so eerste ding wat ons gaan doen is, ons maak hierdie 'n 90 grade driehoek, want drie werk net in 'n driehoek. Nou ons weet daai is r, ons weet daai is x en ons weet daai is y. Weet ons wat my x waarde is? Nee. Weet ons wat my y waarde is? Ja, ons weet hy is 5. So hoe kan ek nou vir x bereken? Deur middel van Pythagoras. Right, so onthou die standaard van Pythagoras is r kwadraat is gelyk aan x kwadraat plus y kwadraat, en dit is dan my rede 5. Maar in hierdie geval soek ek vir x, en met ander woorde gaan eintlik wees x kwadraat, en dan word dit 'n minusom. So r kwadraat minus y kwadraat. Alright, so ons weet r kwadraat is 13, so is 13 tot die mag 2 minus y wat 5 tot die mag 2 is. Alright, so wat gee dit vir my dan? So ons gaan werk dit gou uit. Oeps, kom ons myself rekenaar. Okay, so 13 tot die mag 2 minus 5 tot die mag 2 gee vir 144. Alright, en nou as jy vir x kwadraat alleen wil kry, sit jy vierkantswortel, en nou moet jy versigtig wees, want onthou x het 2 antwoorde, enigiets met 'n wortel het 2 antwoorde. So dis positief of negatief 12. So jy moet nou gaan kyk waar lê x, onthou daar is jou punt 0. So as ek regs beweeg, is dit nou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dis nie eens positiewe getalle. As ek na die linkerkant toe gaan, het ek negatiewe getalle. So met ander woorde, hy lê aan die regterkant aan waar x positief is, so dit wil sê x is gelyk aan 12. So ek weet die waarde van x is 12. So ek het 5, 12 en 13. Alright, nou kan jy aanbeweeg. Nou vra hulle vir jou, alright, geef my die waarde van tan theta. Ek soek net by x, my y, my r. Ek werk niks uit nie, ek word net reg in vervang. So onthou jou rympie. Shield your rear cos x rays tan your exterior. Right, so ons onthou s, so sin, theta is altyd my y waarde op my r waarde. Cos is altyd my x waarde op my r waarde. En dan tan
dan is altyd my y-waarde op my x-waarde. Alright, so met ander woorde, as hulle nou vra vir tan theta, dan weet ek dit is my y-waarde op my x-waarde. Dan gaan kyk jy net na jou skets, wat is my y-waarde? My y-waarde was 5, wat is my x-waarde? My x-waarde was 12. So met ander woorde, dis 5 op 12. Heel eenvoudig. Alright, die volgende een is sy sin theta op cos theta. Selfde ding, wat is sin? Sin is y op r. So het gaan wees y op r. Right, jy kan 'n breek op 'n breek sit, of jy kan 'n gedeelte teken tussen hulle sit. So basically my boonste ene gedeel deur my onderste ene. Alright. So ons het nou sin wat y op r is, gedeel deur cos. Cos is x op r. Alright, so ons vervang dit in. Wat is my y-waarde? My y-waarde was 5. My r-waarde is 13. So dis 5 op 13 gedeel deur x wat 12 op 13 is. Onthou, 'n deel in wiskunde beteken jy flip en mol. Dit beteken nou 13 en nou 13 kanselleer, so jy kry 5 op 12. Right, sien jy nêrens dat ek enige algebra gebruik nie, ek het nêrens geshift iets nie, ek het nêrens 'n hoek uitgewerk nie. Jy vat daai hele tan, daai hele sin, daai hele cos en vervang hom met die verhouding van x, y en r. En dis al wat jy hier doen. Alright. So die laaste ene, nommer 4 is soortgelyk. Enigste verskil is nou het hulle nie vir die skets geteken nie. Hulle sê vir jou, indien 12 sin theta gelyk is aan 3 en theta kleiner is dan 180, bereik sonder 'n sakrekenaar sin kwadraat plus cos kwadraat theta. So as hulle sê sonder 'n sakrekenaar, moet jy weet, enigste manier hoe ek dit kan doen, is met behulp van 'n skets. So daar's net twee vrae waar hulle hierdie vrae is, of wanneer jy die spesiale driehoek moet gebruik, of jou kartesiese vlak. So die feit dat hier niks 60 en 30 en 45 grade is nie, weet ek, okay, hier is nou my kartesiese vlak. So ek begin deur my x en my y as te trek. Alright. Hoopelik weet ons nou al, die horisontale as is my x-as, die vertikale as is my y-as. Hierso begin 0 grade, 90 grade, 180 grade, 270 grade, 360 grade. Maar saam met dit moet ek ook weet in wat se kwadrant is wie positief. So daarvoor het ek my cast. So onthou, kwadrant 1 is almal positief, kwadrant 2 is net sin positief, kwadrant 3 is tanye positief en kwadrant 4 is cos positief. Alright, ek het in die vorige video mooi in detail dit so met julle deurgegaan. Het staan nou nie meer nie, maar ek het dit mooi in detail met julle deurgegaan. So as jy vashak met dit, gaan kyk weer daai video. Okay, so nou het ons daai, nou moet ons my skets teken. So om die skets te teken, het ek twee stukkies inligting. My eerste ene is dat ek weet 12 sin theta is gelyk aan 3. Maar wat is die probleem hier so nog? Sin theta is nog nie alleen nie. So om dit te doen, gaan deel ek altyd kante met 12. Met ander woorde, ek het sin theta is gelyk aan 3 op 12, of as ons dit vereenvoudig, kry ek 3 op 12 gee vir my 1 op 4. Alright, so dis dan waarmee ons gaan werk. Sin theta is gelyk aan 1 op 4. Daai 1 op 4 is die waardes in my driehoek. Maar voor ek dit wil eet, moet ek eers weet, is sin nou positief of is hy nou negatief? Die feit dat 1 op 4 daar staan, daar is mos 'n positiewe waarde. So ek gaan vra vir myself, in watse kwadrant is sin positief? Right, sin is positief in my kwadrant 2 en my kwadrant 1. So kwadrant 1 is hierdie ene en kwadrant 2. Great. Volgende sê vir my, en theta is kleiner as 180 grade. Verander net daai 180 grade vir my na 90 grade toe. Anders gaan die som nie uitwerk nie. Okay, so theta is kleiner as 90 grade. So waar is iets kleiner as 90 grade? Obviously, as daar 90 grade is, hierdie kant toe gaan hy groter word. Alright, en hierdie kant toe gaan hy kleiner word. So in watse kwadrant het ek kleiner as 90? Obviously in my eerste kwadrant. So my driehoek hier gaan hier in my eerste kwadrant lê. Okay, daar teken ek hom. Grey. Ons weet die hoek is theta. Wat wil ek nou volgende weet? Ek wil nou weet wat is sy waarde is. So ons gaan nou terug na daai rympie van ons. Waar ons onthou shield, your rear, cos, x-rays, tan,
your exterior. Kyk, daai gaan nou vir my sê, so as ek nou sin theta het, dan weet ek is my y-waarde op my r-waarde. So, daai is r, daai is x, daai is y. So, my y-waarde is 1, my r-waarde is 4. Wat sien het ek nie? Ek het nie my x nie. So, my x te kry, weet ons is x kwadraat is gelyk aan r kwadraat minus y kwadraat. Right, want het gaan 'n minus som wees. So, r is 4, minus y wat 1 is, en het gaan dan vir jou x kwadraat is gelyk aan 16 minus 1 wat vir jou 15 gee. So x is gelyk aan die wortel, okay, plus minus wortel 15. Kyk waar lê x, okay, x lê daarso, so met ander woorde, ek weet dit gaan wees positief wortel 15. So x is gelyk aan positief wortel 15. Alright, jy kan hom ook vereenvoudig na 3,872 of 3,87, anders ons los jou met as wortel 15. Okay, maar omdat ons eintlik sê sonder 'n sakrekenaar, kan jy mee as 'n desimaal gaan skryf hier. Alright, nou dat jy weet dat jou x, jou r en jou y-waarde is, nou kan jy jou vraag uiteindelik gaan beantwoord. So sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta. Alright, al wat ek in vervang is my verhouding. Wat gaan die verhouding van sin kwadraat wees? Sin is y op r. So met ander woorde, ek het y op r, onthou die kwadraat, plus cos onthou ons is x op r. So met ander woorde, x op r onthou jou kwadraat. Vervang hom in, my y-waarde is 1, so dit is 1 op 4 kwadraat, plus wortel 15 op 4 kwadraat. Okay, werk het uit, dit geef my 1 op 16, plus 15 op 16, wat vir gee 16 op 16, wat 1 is. Right, obviously as jy nie hierdie uit jou kop uit kan werk, kan jy op jou sakrekenaar gaan en intik, wat is hakie 1 op 4, hakie tot die mag 2, en dan sien ek ook uit, geef my 1 op 16. So in so 'n manier kan jy 'n sakrekenaar gebruik, jy kan net nie die hele som in die sakrekenaar gaan intik. Alright, en dit is dan hoe om op 'n kartesiese vlak te doen. So hierdie 3 vrae wat ek hier gedoen het, is regtig bitter belangrik. Hulle gaan vir jou vra om vir x te bereken, of die som te bereken, as hulle vir die waardes gee. Hulle gee vir jou A en B, of jy moet jou sakrekenaar gebruik. Hulle gaan vir jou vergelykingsvrae, so daar waar jy die waarde van x moet bereken, of die waarde van theta. Right, en hulle gaan vir jou een gee waar jy die skets moet gebruik, om dan jou x en jou y-waardes te doen. So maak seker jy verstaan hierdie 4 vrae, en dan ook die video wat ek voor hierdie opgelaai het oor 3. Alright, daai vrae is baie belangrik vir jou vraestel.